Ons wil 'n Jesus hê wat ons goed laat voel, maar nie 'n Jesus wat ons verander nie. Laat daai net gou vir 'n oomblik insink. Kom ons wees eerlik geliefdes, ons leef in 'n wêreld wat nogals hou van inspirasie, 'n mooi aanhaling, 'n lekker worship liedjie, daai vinnige hoendervleis oomblik van 'n motiverende preek, maar werklike transformasie, dit vra iets, dit vra oorgawe, dit vra dat Jesus nie net my emosies aanraak nie, maar dat hy my lewe kom hervorm, kom herskep. Ons soek baie keer net genoeg Jesus om eintlik maar net gemaklik te voel, maar nie genoeg Jesus om verander te word nie. Ons bid baie keer dinge soos Jesus, maak asseblief my beter, maar moet my net nie verander nie. Jesus, troos my, maar moet net nie inmeng in my omstandighede nie. Dalk bid jy, Jesus, bemoedig my, maar moet my net nie my lewe kom herrangskik nie. Geliefde Paulus kom sê dit vir so duidelik in Romeine 12 vers 2, wanneer hy sê, moet julle nie aanpas by hierdie wêreld nie, maar laat God julle verander deur die vernuwing van julle denke. Let op, hy sê nie, laat God jou net 'n bietjie beter laat voel vir die dag nie, hy sê, laat God julle verander. En hier's die waarheid wat ons nie kan omseil nie, ons kan dit nie ontsnap nie, as Jesus jou nooit uitdaag nie, is dit nie die Jesus van die Bybel nie. Want enige Jesus wat jou net laat voel, jy is okay, maar jou nooit roep na meer nie, jou nooit konfronteer nie, jou nooit vat uit jou gemaksones nie, daardie Jesus is nie die verlosser van die Bybel nie. Dit is 'n aangepaste, veilige, kosmetiese Jesus wat ek myself eintlik maar net ontwerp het, nie. Dis my eie weergawe van Jesus. Gestel jy kyk na jou eie geloofslewe, hoeveel kere het jy geïnspireerd gevoel, maar dit het nie oorgegaan na gehoorsaamheid toe nie? Hoeveel kere was jy bemoedig, maar jy stap weg en jy is nie verander nie? Hoeveel kere het jy dalk vrede ervaar in 'n oomblik tydens daai worship liedjie, maar jy het net uitgestap en jy het net nie 'n nuwe keuse gemaak nie? Geliefde, hier is die waarheid wat ons vandag moet vat. Net genoeg Jesus hou jy waar jy is. Maar die ware Jesus vorm jou na waar jy moet wees. En miskien vra Jesus vandag iets baie spesifieks van jou. Miskien roep hy jou na 'n nuwe stap, 'n nuwe tree van gehoorsaamheid, 'n nuwe mentaliteit, maar jy hou hom nog net naby genoeg vir 'n gevoel, maar nie vir 'n verandering nie. So, hier is my uitdaging vir jou vandag, hier in die begin van die week. Dien jy Jesus net omdat hy jou beter laat voel? Of dien jy Jesus omdat hy jou mag transformeer? Waar roep Jesus jou hoor? Waar vat hy jou uit jou gemaksones uit, né? Waartoe vat hy jou na ongemak sodat hy groei kan bring? Geliefde, ongemak is dikwels die eerste bewys dat die Heilige Gees reeds en juis besig is in jou lewe. Net genoeg Jesus was nog nooit goed genoeg nie. Nie goed genoeg vir groei nie vir volwassenheid nie vir 'n lewe van impak en van sin en betekenis nie. Nee, die Jesus wat jou inspireer is dieselfde Jesus wat jou uitdaag om anders te leef. Dit is die Jesus wie ek en jy moet volg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U dat U gekom het om ons lewens onherroepelik te kom verander. Here, U het nie net gekom vir gemak of gemaklikheid nie, maar U het gekom om ons harte en ons denke werklik te transformeer. U het gekom om ons te help om af te reken met sonde en in vrymoedigheid en vryheid te wandel hierdie kant van die hemel, 'n lewe waar ons gemaak word in die gelykenis van U Seun Jesus Christus, daai transformasieproses van heerlikheid na heerlikheid. Daarom vra ek Here vir vandag hier in die begin van die week, dat wanneer ons inskakel, wanneer ons luister, wanneer ons hierdie woorde hoor, dat ons sal gaan van meer as net inspirasie Jesus, maar na transformasie Jesus. Here, dat ons sal Jesus aangryp vir die een wat ons lewens onherroepelik kom verander het. En wanneer U inmeng in ons lewens, is ons eenvoudig net nie dieselfde nie. Here, dankie dat U ons help om af te reken met die dinge wat tussen ons en U staan, waar ons kan leer om in meer vrymoedigheid in die teenwoordigheid te wandel. En daarom vra ek Here, dat in hierdie week, soos ons wandel deur die skrif, dat ons sal inspring met ywerigheid na die transformerende proses wat Jesus vir ons voorhou. Daarom vra ek vir die genade oor ons lewens, dat ons meer getrou in U sal wees. Leer ons, lei ons, inrig ons, Here. Ons soek 'n transformerende geloof. Dit is ons gebed vandag.
in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien so uit om hierdie week saam met jou te reis waar ons gaan gesels, nie net genoeg van Jesus nie, maar alles van Jesus. Gaan in vrede, totsiens.